nie. Het is my lekker om hier te wees, ons net so gepraat, mense kan sien daar is so gees van onttrekking onder die hele wêreld op hierdie stadium, nie die begin van November maand, jy weet, dan Kersfees nou op datum is en op hande is, dan wil jy ons 'n bietjie laat lê, ensovoorts, maar ek is so dankbaar vir elkeen van julle wat hier is, en weer vir 'n geleentheid om saam met julle te wees. Dis altyd 'n voorreg vir my, dis nie omdat ek ver kom nie, dit is regtig altyd lekker. Die pad raak vir my al 'n wonderlike pad, as ek vir alles ek op pad hierheen is, as ek nou die plek kan kry waarvan ek wil preek, dis hy. Broeders, ek wil graag met die gesels oor Job, en die verkeerde interpretasie wat baie mense, kerke en leiers het van Job. Jy weet, in so 'n mate dat al hierdie woorde wat van die vriende van Job, daai geweldige gesprekke wat hulle met Job gehad het, en hom probeer opbou het en veroordeel het, jy weet, wil ons soms gebruik as autentiek woorde van die Here, jy weet, een van hulle is byvoorbeeld, wat jy vrees gaan oor jou kom, jy weet, en so aan nou, dit is deels waar, jy weet, maar iemand het daai woord gegryp en hy gesê, wel omdat die Bybel nou so sê, ek is bang om ryk te word, want wat jy vrees gaan mos oor jou kom. Jy weet, sulke tipe dinge, jy weet, wat die mens gebruik met daai jy weet, om die woord op daai manier te kan verdraai, ensovoorts, maar vir my is daar net 1 of 2, kom ons sê 3 of 4 dalk, dinge wat in Job baie prominent na vore kom. Jy weet, Job is eintlik 'n boek wat baie dispute in die teologiese wêreld ontkeet. Ek is nie 'n teoloog nie, maar ek weet daarvan. Jy weet, selfs daar in Jerusalem van die rabbis wil glad nie eintlik die Job deel hê van die Ou Testament nie. Omdat hulle sê, hy's nie 'n Jood in die eerste plek nie, en hy kom daar van Edom af, en hy het 'n ander taal gepraat, en sy deel was in Aramees geskryf, as ek nou reg onthou. So dit hoort nie eintlik in die Bybel nie. Ek het nou nog iemand hier van 'n kerk, ook hier in Pretoria, wat die persoon ook vir my gesê het, 'n leraar van die kerk gesê het, hy lees glad nie die boek Job nie, want Job behoort eintlik nie in die Bybel nie. Sê wie? Daar is wonderlike dinge wat vooruit spruit uit die boodskap van die boek Job. Ons moet dit net reg verstaan, reg interpreteer, en dit binne daardie konteks moet ons dit lees. Ek onthou, iemand het my vertel, jare gelede was daar 'n prediker gewees, ek weet nie of hy predikant of 'n pastoor was nie, maar hy het my vertel dat hierdie prediker het die oggend besluit, hy gaan preek oor Job, en die tema was, my knegg Job. Nou, dit is 'n pragtige tema, maar so 3/4, halfpad, 3/4 deur die preek, toe praat hy nie meer van my knegg Job nie, toe praat hy van my knop Job, my knop Job. So die hele preek van my knop Job gepreek, jy weet, en dit was so erg geweest dat hy gesê, daai ding word nie op daai bandjie moet vernietig word, hy gaan nie verkoop word nie as gevolg van my knop Job. Jy weet, so dis maar dit so ietsie, jy weet, ek wil met jy praat oor wat die Here sê, my knegg Job, my knegg Job. Nou die eerste ding wat vir my baie duidelik na vore kom in die boek Job, wat uiters belangrik is vir ons, is dat baie duidelik kom na vore. Kan ons maar net eers die manne maar inkom, dan is ons aandag weer hier. Wat baie duidelik na vore kom in hierdie boek Job, is 'n naam van God wat nêrens anders gevind word nie. Dit is daardie naam Jahwe Shub, die Here wat herstel. Want eintlik die kernboodskap van die boek Job is hoe God hom herstel het. Alles wat met hom gebeur het, is die hoofboodskap vir my persoonlik. Die naam Jahwe Shub, die Here wat herstel. Die Here wat regmaak wat verkeerd was, die Here wat herstel wat nie meer daar was nie. Die Here wat herstel op 'n bonatuurlike wyse, dit wat die woordjie Shub eintlik beteken. Dis nie wat jy pleister plak, 'n band-aid plak op 'n wond of op 'n seerplek en 'n salf opsmeer, 'n samboksalf opsmeer, dit nie daai tipe herstel nie. Daai woord Shub beteken hy herstel jou beter as wat jy gewees het. Is nie wonderlik nie. Dink 'n bietjie daaroor. Jahwe Shub. So moenie verwag dat jy
weer moet ons praat so baie oor baie dinge wat moet herstel, maar weet ek wil nie hê dinge moet herstel word nie toe die spoorweë nog die spoorweë was. Ek wil nie hê die spoorweë wees wat hy was nie, moet beter wees. Ons regering moet op 'n beter vlak bring. Poskantoor tot die poskantoor nog die poskantoor wag, jy weet, maar herstel het ons ook nodig in ons land Suid-Afrika, maar in ons eie lewens ook. Jahwe Shoop. Nou, as jy kyk die storie van Job, dan kan ons sy pyn en sy verlies en sy hartseer en sy frustrasie kan ons aanvoel, is dit nie waar nie? Maar ons kan nie tent opslaan daarby nie. Weet ek jare terug kan ek onthou was ek daar op 'n plaas gewees vir 'n week. Ek was so in standaard 9, 10 gewees en ek het 'n werk gekry daar in Standerton op 'n melkplaas vir die Desember vakansie en vir die Junie vakansie en so voort, so om Gili ek kan nie sy van onthou nie. En hy het elke aand wat ek daar was, die hele Desember maand vakansie, het hy gelees uit Job. Dan kry hy sommer so roer in sy stem. My knegg Job. Jy weet dan dat sulke tipe ding, jy weet, ons moet nie tent opslaan by die pyn, die verlies en die hartseer en die frustrasie van Job nie. Want reg deur die boek lees ons dat hy voortdurend die aangesig van God begeer. Dis die eintlike boodskap. Hy het geweet wie hy is in die Here. Hy het nie na sy omstandighede gekyk en dit aanvaar nie. En net so terloops, die verliese van Job in die tydperk van Job se lewe vandat hy alles verloor het, tot hy meer as alles teruggekry was net 9 maande gewees. Net 9 maande. En soms leef ons in Job se verliese vir ons hele lewe. En wonder wanneer gaan God nou sy hand uitstrek om my te red? Weet jy hoef nie 9 maande eers te wag nie. Ons leef in 'n ander tydvak waar Jesus vir ons intree met onuitspreeklike sigtinge. Waar ons kan roem en sê groter is hy wat in my is as hy wat in die wêreld is. Waar ons kan sê ek het die mag gekry op Satan en skorpioene op en al die krag van die vyand en niks sal my ooit skade aanrig nie. Kan jy sê ons leef in 'n ander bedeling? Ons moenie vasval daarby Job se verdriet en sy hartseer en sy pyn nie. Jy weet, en ons kan ook sien dat daardie debat wat hy met sy vriende gehad het Job altyd gesoek as hy tussen die lyding is, het hy gesoek na 'n arbiter, iemand wat kan tussen beide tree. Iemand wat daar is vir hom. En ons het die Heilige Gees, broeders. Ons het en susters. Ons het die Gees van God wat vir ons 'n arbiter is, wat intree vir ons wanneer ons nie meer kan nie. Wanneer ons nie meer hoor nie en nie weer waar nie. Is dit nie waar nie, dan het ons dit. Kan ons sien, Job het altyd gesoek na 'n advokaat in sy lewe. En die woord praat van die Heilige Gees as ons advokaat. Hy is ons prokureur, hy is ons advokaat. As 'n aanklag te kom, roep hom, moenie probeer jou geveg op jou eie manier veg nie. Moenie jou fight probeer fight soos wat jy dink is reg nie. Roep jou advokaat om in te staan vir, want hy ken jou beter as enige iemand anders. Hy weet alles van jou. Hy soek ook na 'n verlosser om hom uit te red uit hierdie toestand. Hierdie toestand was selfs sy vrou, sy asem het geruik en sy liggaam het geruik. Kom ons sê nie geruik, dit het gestink. Hy het homself gekrap met 'n potskat, sy kinders was dood, maar sy vrou wou nie eens meer by hom gekom het nie. Is dit nie waar nie? En hy soek daar die verlosser. Broeder, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, man. Maak nie saak wat die dief gekom het en te geslag en gesteel en verwoes het nie. Dis nie net 'n toekomstige ding. Dalk sit jy in 'n toestand waar jy sê, die dief het gekom. Hy het gesteel, hy het geslag en hy het verwoes. Ons sit met sulke mense in ons kerke. Sulke kinders wat gesteel en geslag en verwoes word. En iemand moet ons ook kom en sê, ons het 'n arbiter, 'n advokaat en ons het ook 'n verlosser. Ons kan binne sy begeerte om met God te wandel kan ons ervaar. Want hy het nie geweet, hy het nie die Gees van God gehad om te sê, ek is met jou nie. Hy was eensaam alleen. Hy was daar op 'n ashoop gewees. Kinders het oor hom gelag. Hulle het gesliede gesing oor hom. Almal het geweet van waar hy kom. Maar hy het nie geweet waarheen hy op pad was nie.
So die mense kyk dalk na jou en hulle sê, ag nee wat, bankrotskap my broer. Ek het nou verby by die hoofweg. So sien ek daar by Waterkloof Hoërskool, ek dink is Waterkloof, net voor Rigelaan af, daar is 'n groot bord op. Hy sê 'n bloedbad van afleggings is op pad. My hart krimp sommer so. Mense, maatskappye wat gaan bankrot. En hierdie dinge is besig om te gebeur, is dit nie waar nie? Jy wat 'n besigheidsman sal weet, jy moet wragtig skouer aan die wiel sit om iewers te kom elke dag. Om aan die einde van die dag te sê, ek is meer as 'n oorwinnaar. Mense verloor hulle werke, want deure maak toe. En daar staan met groot letters, 'n bloedbad van afleggings is op pad. Nou ek het nie verder gesien wat daar staan nie, maar ek weet, as jy kind van God is, al is jy die enigste een wat gered word in jou omgewing, die Here kan dit vir jou doen. As jy reg glo, as jy reg bely en as jy reg wandel met die Here. Ek het altyd gesê, jare gelede toe my kinders nog op skool was, my seun David, nou dis baie jare gelede hoor, wat hy in matriek was. En wat hierdie boodskap uitgaan, die kinders se matriek kry nie meer werk nie. En dit is 'n waarheid, vandag nog steeds so. En ek het gewonder, ag Here, wat gaan van my kind word? Wat gaan van my seun word? Want hy wil nie studeer nie. Hy wil nie universiteit toe gaan nie. Wat gaan vir hom word, Here? En ek het een oggend gebid en gesê, Here, al sou my seun die enigste seun in Suid-Afrika wees wat 'n werk kry, sal hy 'n werk kry. Amen. Moet jy nie self toegooi met die kombers van hierdie bloedbad van afleggings, die broeders. Ons het die bloed van Jesus, wat vir ons 'n advokaat, 'n arbiter en 'n rots is waarop ons kan staan. En as jy dit nie doen nie, gaan niemand dit vir jou doen nie. En as jy aanvaar die ding moet mag, en daardie Desember maand, sit ek eendag in my kantoor, en die oproep kom deur, dis so die 12de Desember, net voor die 16de Desember, kom daar 'n oproep deur. Dis nog toe daar telefoonboeke was, kan iemand die telefoonboek onthou? Poison, B. Kan julle, ja, toe die telefoonboek, en die man aan die ander kant hier van Centurion af, toe is dit nog vir Woordburg gewees. Hy bel my, hy sê, Dr. Burger, ek sê, ja, dis ek. Ek sê, maar ek is nie 'n mediese dokter nie, hoor. Hy sê, nee, maak nie saak nie. Hy sê, ek het met my vinger na Rustenburg toe gegaan, en afgeloop en gesê, ek moet iemand skakel, en ek het gestop by jou naam. Ek sê, maar waarmee kan ek jou help, my broer? Hy sê, ons soek 'n jong man, met 'n bestuurderslisensie, wat vir ons die rakke kan gaan uitpak by Checkers, by Spar, ek dink dit was daai tyd nog Spar, en by die OK Bazaar. Hy sê, dis 'n harde werk, want hy moet die trokke inbring vroeg in die oggende, 4:00 die oggende, dan moet hy alles uitpak en by die rakke pak, dat hy, as die winkel oopmaak, moet alles vol wees. Hy sê, weet jy nie dalk van so 'n jong man nie? Ek sê, ja, ek weet van, dis my kind. Dis my seun. Dis 3 of 4 dae nadat ek gebid het en gesê het, Here, also my seun, die enigste kind in Suid-Afrika wees, dis my, het jy 'n kind? Yes. Ons moet bid vir ons kinders. Ons moet lewe spreek oor hulle. Ons moet Job se oorwinning oor hulle uitspreek, broeders, want as jy dit nie doen nie, gaan die dief kom en hy gaan steel en hy gaan slag en hy gaan verwoes. Amen. Dis wat gaan gebeur. Toe het hy nog nie 'n lisensie gehad nie. Maar papa, ek spring daar rond en ek bel die hoof van die verkeers. Ek sê, hoor jy moet my nou help. My seun moet Vrydag gaan vir 'n onderhoud. As hy lisensie het, kry hy die werk nie. Donderdag het hy sy lisensie gehad. Ek het hom nie gekoop nie, hoor, hy het hom verdien. Hy het hom verdien. Hy daai dag het hy 3 keer gery met die kar voordat hy sy lisensie gekry het. Dan kom hy terug en dan sê hy observeer nie, jy weet. En so, ek sê my kind, jy moet nou begin observeer, hoor. Jy moet kyk in jou spieeltjie en kyk rond en kyk en die 3de keer toe kry hy sy lisensie daai donderdag. Die Vrydag het hy kom by Woordburg. En daai Maandag het hy 'n werk. En hy het nou nog sy werk. Hy is vandag die CEO van die maatskappy in Duitsland, wat Novia, onder andere Novia produkte verkoop, Novia Cream. En hy het begin die rakke te pak by OK Bazaar. Ja. Is daar hoop vir jou kinders? Yes. Is daar hoop vir jou kleinkinders? Yes. Is daar hoop vir jou as man wat al redelik oud is soos ek? Ja. Want God is nog steeds dieselfde. En dis is vir my die boodskap van Job.
Raak ons gaan nie eens daardeur praat nie. Daartoe Job nou gehoor het van die probleme wat gekom het en Job het opgestaan, hy skeur sy mantel, hy het sy hoof geskeur en dan aanbidding op die grond geval en gesê, naak het ek in my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarheen terugkeer. En dis 'n waarheid, is nie waar nie? Reg. Maar moenie jy sê, ag Here, ek is so kaal gestroop van alles, maar ek is besig om 'n pad na U toe te gaan. Nee, die Here wil hê jy moet sukses hê. Hy sê die God van vrede sal die Satan spoedig onder jou voete verbrysel. Hy sê die dief het gekom om te slag en te steel en te verwoes, maar ek het gekom sodat jy lewe en oorvloed kan hê. Amen. Moenie tent opslaan by jou verleenthede nie, man. Moenie tent opslaan by wat Satan gesteel het nie, want weet jy wat? Ons dien 'n God wat vir jou 10 keer meer kan gee as wat hy gevat het. En as dit ons gesindheid is, moenie verbaas wees as die Here ingryp in jou omstandighede nie. Ten spyte van alles wat gebeur het Job nie gedoen of gesê wat verkeerd is nie. Dis belangrik. Dis belangrik. Hy het ook nie die Here blameer vir alles wat gebeur het nie. Het jy al gehoor mense sê, hoe kon die Here toelaat dat dit met my gebeur? Dan verander hulle stemtoon mos net, ja. Hoe kan die Here toelaat as hy nie 'n God van liefde nie? Hy is 'n God van liefde, maar hy is ook 'n God, Yahweh Milchama. Hy's 'n krygsman. En hy wil saam met jou veg teen die magte, want daai geveg teen Satan is nog nie verby nie. Ons moet daai geveg voortsit met die volle wapenrusting van God, sodat hy kan weet, hy is verslaan. Amen. Reg, Job praat met sy vriende en hy praat met homself, maar hy praat ook met God. Ek wil net wys jy net een ding. Weet, moenie altyd luister wat mense vir jou sê nie. Moenie altyd raad gaan soek by enigiemand te sê daai persoon kan vertrou nie. Ons kry mos, jy weet, in kerke veral, hulle kom eerstens na die pastoor toe, is die pastore hier, nou ja. Hulle kom die pastoor toe en vra vir hulp. As hulle hulp gekry het by die pastoor, dan gaan hulle na, suster, wat is jou naam, suster? Wie? Willie Ann. Willie Ann, ek het 'n probleem kan jy daar op 'n gees sê om raad. As jy klaar gaan sê nou hierdie, wat is jou naam? John. Gaan na John. Jy weet, so gaan hulle na mense toe. Hulle jump soos 'n Jojo. Jy weet, en die Here wil nie dit hê nie. Wees versigtig na wie jy gaan vir raad. Wees versigtig na wie jy gaan vir gebed. Want hierdie manne, 'n hele boek word amper geskryf oor wat se raad hy gekry het van hierdie manne, en hoor wat sê die woord van die Here. En nadat die Here Job toegespreek het met hierdie woorde, sê die Here aan Elifas die Temaniet: my toorn het ontvlam teen jou en jou twee vriende, want julle het nie reg van my gespreek soos my knegt Job nie. Moenie sommer luister na enige iemand nie. Gaan soek jou vertroosting by God. En as hy jou lei, gaan na iemand toe wat jy weet jou kan help. En bly daar. Bly daar. Alright. Reg, hy verward en al wat gebeur het, maar waag dit nie om die Here te blameer nie. En die Here begin met hom praat. Hy het gesoek na die Here. In hy toestand wat hy besig is om te krap, het hy nie die Here blameer en sê, is die Here dan nie 'n God van liefde nie? Met naak het ek ingekom en naak sal ek gaan, as dit die wil van die Here is, ja. Maar die Here begin toe met hom praat. Broeder, kan dit ons op 'n plek kom in jou verleentheid, in jou verliese, dat God met jou begin praat. Hou net jou ore oop. Luister net na die stem van die Here. Dan praat die Here vanoggend met jou. Kyk hierso. Daarna die Here Job uit 'n storm. Se'ara is die Hebreëus. Daardie woord storm, Se'ara, betraat van 'n orkaan, 'n verwoestende orkaan. En dalk sit jy in die middel van 'n verwoestende orkaan in jou lewe. Daar's winde wat jy nie kan keer nie, dit ruk die dakke af, dit breek die vensters, dit ruk alles uit om jou. En is daar die tyd wat jy moet weet, Here, moenie blameer, so Here is hier in die God van liefde nie. Wag op die Here. Wag op die Here. Daarom het die Here gesê, my knegt Job. Amen. Moenie 'n knop in die keel van die Here word nie, maar bly sy knegt. Amen. Reg. En die antwoord het gesê, wie is dit wat my besluite met dom vrae in twyfel trek? Ek lees van die direkte Hebreëse taal af. Wie is dit, sê die Here? En hy praat eintlik van sy vriende. En ons moet nie kom op 'n plek wat ons dom vrae begin vra vir die Here nie.
Staan eerder by die woord van die Here wat sê, ek het gekom om lewe en oorvloed te gee. O Here, wat moet ek doen, Here? Help my, Here. Reg. Hy sê, God dan soos 'n man jou heupe, dan sal ek jou ondervra en jy moet my antwoord. En hy herhaal hier die woorde in Job 40 vers 1-2. Daarop, sa are of se era ara. Hy sê, antwoord en gesê, God aan jou man, die heupe so man, dan sal ek jou ondervra en jy moet my antwoord. En toe die Here Job geantwoord en gesê, toe Job met hom praat, jy kan daai gedeelte gaan lees wat Job alles vir hom sê, en wat ook die Here sê, weet jy wat is 'n krokodil, sê die Here. Sal jy jou hand in sy bek steek, vra die Here, wie het daai krokodil gemaak? Sal jy met 'n seekoei begin sokker speel, of hom krap agter die oor? Wie het daai krokodil en daai seekoei gemaak? So kom God om Job te laat besef, hy is die God van wonders, hy is bo alles, hy's vir hom, hy's met hom, en hy sal met hom bly. Toe het Job die Here geantwoord en gesê, ek gaan die Here bid, dat elkeen van ons hier, op hierdie plek sal kom, deur hierdie antwoord aan U te gee. Ek weet, dat U alles kan doen, en geen plan vir die onuitvoerbaar is nie. Kyk net na die seisoenwisseling daar buite. Gaan sit dit en kyk na die son wat ondergaan. En môreoggend as jy kan, staan op, dis net na 5, hoe die son opkom. Hoekom? Omdat God so gesê het. Hy het dit gesê, en dit sal alleenlik verander, as hy weer anders besluit. Hy het gesê, jy is meer as 'n oorwinnaar. Hy het gesê, as jy deur die vuur gaan, ek is saam met jou. Hy het gesê, as jy deur 'n stormagtige rivier swem, ek is met jou, kom net aan die ander kant uit. Moenie probeer water trap in die middel van die stormagtige water. Gaan deur, sê die Here. Moenie stil staan en wens jy het 'n stukkie vleis gehad in die vuur, want ons raak gewoond aan ons probleme ook. Ons kan gewoond raak aan ons probleme. En dan begin ons kla oor ons probleme. Hy sê, volgens hoor sê, het ek van U gehoor, maar nou het my oog U gesien. Dit is in die Bybel sê, ons het vrymoedigheid om die teenwoordigheid van God in te beweeg. Om daardie tasbare teenwoordigheid van God te ervaar. Dis dinge, ons het meer as wat Job ooit kon gehad het, maar hy het staande gebly. Ons het meer om staande te kan bly in hierdie dae wat ons leef. Dinge wat uitgespreek word, begin die Here vasgryp in jou lewe. Daarom herroep ek en dit berou in stof en as. En mag ons ook die Here ons God vertrou, wanneer die rigting van ons reis ongevraagd en onverwags in 'n ander rigting stuur. Nie vra nie. Die Bybel kom in Jakobus dink ek en hy sê daar vir ons, wees bly, wanneer allerlei versoekinge, pyrasmos is daardie woordjie, versoekinge, wat beteken aanvalle, wat beteken verleenthede, wat beteken siektes en alles, jou pad langs kom. As jy getrou bly, sal God jou uitlig, dat dit jou geloof sal versterk. En wanneer dit gebeur, mag ons uitroep soos Job, Here, ek weet dat U almagtig is, en dat U alles kan doen. Kan U sê amen? Hy kan alles doen, en dan praat jy van alles doen, om in jou siekte te bly nie, jy praat van alles doen, om jou op oorwinning te lei. Hy gaan roep, niemand kan U keer nie, weet jy, niemand kan U keer nie, behalwe jy. Want hy sê daar, ek het gekom sodat jy lewe in oorvloed kan hê. So jou besluit wat jy neem, kan die kan verander in sal hê. En God wil hê, die dief het gekom, maar jy kan lewe in oorvloed hê, as jy net die regte besluite neem. Net jy en ek kan daardie kan verander in sal hê. So. Job was 'n man van integriteit en die Here het Job geseën en alles herstel wat hy verloor het. Kan jy sê amen, broers? Daardie woordjie sjoep, nie net om te wees soos wat jy gewees het nie, maar om beter te wees. Om beter te wees. Amen. Dis wat hy woordjie herstel beteken. En die Here het die Job se lot verander. En hy het toe hy vir sy vriende gebid het. Hy het vir sy vriende, ek is kwaad vir julle pel. Julle het nonsens gepraat met hierdie knegg van my.
Maar julle moet nou offer gehad en laat hy, en net as hy vir julle bid, mag ons op 'n plek kom, dat almal wat daai vrae gevra het, en getwyfel het na jou toe kom en sê, my broer, bid vir my. Ek weet daar's krag aan jou. Ek weet daar's krag aan jou. Hy vir sy vriende gebid het, en die Here het Job se besittings vermeerder, en dubbel soveel as voorheen, en die Here het die einde van Job meer geseën as sy begin. Dis herstel. Dis herstel. Hy het 14.000 skape gehad, my broer, dis 'n klomp, my maat. 14.000 skape, as jy 2.500 skape daar in die Karoo het, is jy ryk, man. Dis hy stop, hy sê, en hy het 6.000 kamele gehad, en dit staan in die Bybel. Hoekom staan dit in die Bybel? Maar die Here wil hy ons gedagtes moet oopgaan wat hy vir jou kan doen in 'n herstelproses. Maak nie saak wat Satan van jou gevat het nie. Hy het 2000 beeste gehad. En dan gaan hy aan en sê, en 1000 donkies gehad. Dit was nou nie mense gewees nie. Hy het 1000 donkies gehad. Hoekom weet ek nie. Ek weet daar in Kuruman, toe ek daar in Kuruman een keer opgetree het, by 'n besigheid, toe hoor ek hulle praat so van vleis, en sê een van die kleerlingvrouens vir my, sê, Proffie, jy het nog nie donkie geëet nie. Ek sien ek het nie, kan 'n mens 'n donkie eet? Sê, sê nie tande na bord gaan. Sê, ek proe hom hier op my tong. Nou ja, as ek nou weer Kuruman toe gaan daai vrou vir my donkievleis gaar maak. Goed, 1000 broeders, die Bybel het nie nodig gehad om dit te skryf nie. Maar hy het geskryf. Want dit is die kern, dit is the essence of die woordjie, wat die Here vir ons sê, herstel. Job. Jahwe, Job. Die Here wat herstel. En mag hierdie God wat herstel, ook jou lewe sal betree. Omdat jy vroom en opreg bly voor sy aangesig. En jou 9 maande hoef nie eens 9 maande te wees nie. Dit kan net 'n paar dae wees. Of dalk 'n paar weke, of dalk 'n paar maande, want God is 'n God van wonders, en hy is Jahwe Job. Here, dankie vir hierdie oggend. Dankie dat ons kan leer uit die welstand van Job, om uit ons omstandighede op te staan en te sê, my verlosser leef.